Goeiemôre broers, susters en kinders. Baie welkom by vanoggend gesamentlike erediens hier by ons in Lichtenburg gemeente. As ek so kyk, dan lyk dit nie dat 'n gesamentlike erediens is, ons maar baie eil, so die koue het sy tol geneem en die vakansie. Baie welkom dan ook aan lidmate van Lichtenburg Oos hier by ons vanmôre. En dan 'n woord van welkom aan Dominee Gert Bekes. Hy is die Rietjie predikant van Klerksdorp, wat vanoggend die erediens gaan lei. Ons is ook bevoorreg om sy vrou Karin saam met ons in die erediens te hê vanmôre. Dominee Gert, ons luister baie graag na die woorde en baie welkom. Baie dankie. Gemeente, as goed in die erediens, dan ons hartlik saam lied 164 vers 1 en 2. Soos die berge Jerusalem van alle kante af beskerm, net so beskerm die Here God elkeen van sy kinders wat hom met 'n opregte hart liefhet. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. En dit word julle ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en deur die kragvolle werking van sy Gees wat woon en werk binne elkeen van ons. Amen. Kom ons loop voort op die Here se seëngroet. Ons sing saam lied 190 vers 1 en 2. Oh
susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos Jesus het opsoem in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here, ons God is ons enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing lied 232 vers 1. Broers en susters, ons het sopas bely in 1 Johannes 2 vers 1, verseker God ons dat ons vrygespreek is. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons vrystel by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely nie hulle geloof in die enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, ene wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het in die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees in die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Wie sy hier koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, eer en heerlikmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely die een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe in die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing die 265 vers 1.
lesing is vanmôre uit 2 gedeeltes uit die Nuwe Testament. Eerstens gaan ons lees soos op die bord nou daar, in die Lukas Evangelie, vers 17 tot 26, en daarna gaan ons omblaai en ons gaan lees uit die Johannes Evangelie, Johannes 5 vanaf vers 1 tot 9. So ter inleiding, broers en susters, ons as kinders van die Here lewe in 'n omgee koninkryk. Hoekom sê ek so? Omdat ons Here Jesus vir ons die voorbeeld stel hoe daar vir mense moet omgegee word en ons vir mekaar as kinders van die Here moet omgee. Maar die vraag vanmôre aan u is, gee ons regtig vir mekaar om, soos wat dit behoort te wees. Lukas 5 vanaf vers 17 lees ons van 'n verlamde man wat gesond geword het. Maar ek wil hê u moet asseblief kyk na die optrede of oplet wat die optrede van die mense was wat hom na die Here toe gebring het. En daarna gaan ons die gedeelte lees van die man by die bad van Bethesda, wat toe die Here vir hom gevra het, wil jy gesond word? Toe sê hy vir die Here, ek het niemand nie. Here, ek het niemand nie. Lukas 5 van vers 17. Op een van die dae terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook Fariseërs en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral af uit die dorpe van Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan. En hulle probeer hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met 'n draagbaar en al deur 'n opening tussen die dakteëls afsak, tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy, mens, jou sondes is jou vergewe. Die skrifgeleerdes en Fariseërs het hulle begin afvra, wie is hy dat hy so godslastig praat? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker om te sê jou sondes is jou vergewe, of om te sê staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat die draagbare gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het, gevat, en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan en God geprys, en vol eerbiedige vrees gesê, vandag het ons ongelooflike dinge gesien. Sover uit die Lukas Evangelie, broers en susters, dan blaai ons om na die Johannes Evangelie, Johannes hoofstuk 5, vanaf die eerste verse. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode. En Jesus het daar voor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem
was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het. Blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? En die sieke het geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Sover vanmôre die woord van God, liewe broers en susters. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, soos wat u dit vanmôre weer opnuut gehoor het. Maar nog gelukkiger is elkeen wat die woord van die Here glo, soos wat die Here dit vir ons in sy woord opgeteken het. Gemeente, kom ons as gemeente verenig in gebed. Kom ons dank die Here vir al sy liefde, al sy goedheid en alles wat hy vir ons elke dag doen. En ons vra hom ook weer vir dit wat ons nodig het. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons vanmôre hier in Lichtenburg se Hervormde Kerk saam by mekaar mag wees. Dat ons as u kinders u mag loof en prys met ons liedere, met dit wat ons uit die woord lees en dit wat ons oor u woord en u gaan sê vir mekaar. Dankie vir daardie voorreg, Here, om u te mag ken. Dankie ook vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat u vir ons te midde van al ons sondes, te midde van ons tekortkominge, u ons liefhet, ontsettend liefhet, Here. So lief dat ons dit nie eers kan besef nie. In die besonder wil ons dan vir hierdie gemeente en hulle wat van die ander gemeente is hier vanmôre saam bid. Ons wil dit bid vir in die besonder vir die leraars en hulle gesinne wat u hier gestel het. In die besonder dra ons dan ook vir Dominee Lammert aan die op, wat ons weet sukkel is met sy sug. En ons vra, Here, dat u ook vir hom in die besonder sal aanraak. By sy werk, sy gemeente, as draer van die blye boodskap, sal kan uitdra in die wêreld. Ons dankie, Here, vir hulle wat 'n tydperk van rus kan geniet, Dominee Vervier sy gesin, dat hulle bietjie kon weggaan. En ons vra, Here, wees ook in die besonder met hulle. Maar so bid ons dan ook vanmôre vir die kerkraad van die gemeente, hulle wat met leiding neem, wat met voorbeeld stel, en ons vra, Here, rus hulle toe, gee vir hulle wysheid, gee vir hulle krag, gee vir hulle wat hulle nodig het, om ook in hierdie gemeente u naam te kan verheerlik. So bid ons dan ook vir elke lidmaat. U ken hulle by die naam, u weet wat elkeen se hartseer is, u ken elkeen se vreugde, maar bo alles, Here, bid ons en ons vra dat u met hulle sal wees. Vra vir hulle van wie die jare al baie geword het, wie dit moeite geword het, maar net om op te staan. Ons vra, raak hulle aan, Here, seën hulle in hulle dae van grootheid. So bid ons vir die wat siek is, wat ons nie van môre van weet nie, waar hulle mag wees, dra ons hulle aan u op. Maar in die besonder wil ons vanmôre ook vir hom opdra, wat ons weet ook in die gemeente siek is. Ja, Here, en hierdie gaan in die week wat kom, ook weer vir ondersoeke en mediese ondersoeke, en ons wil vra,
die ook daar sal genesing skep. Maar ook elkeen wat ons nie ken nie, wees met hulle. Dan dra ons ook in die besonder ons kinders aan die op, hulle wat tydperk van rus geniet, vakansie hou. Dra die onderwysers aan die op wat hulle moet oplei, Here. Dat hulle ook sal rus en weer ook sal terugkom by die skool na die vakansie. Maar bo alles dankie, Here, dat ons U mag ken, met U in gebed mag praat, en dat U na ons luister, wanneer ons U naam aanroep. Vra vergifnis van ons sondes. Ons bid dit in die naam van ons Here U vir ons gee, nodig het. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sing voor die prediking. Uit Gesang 276, en dit is maklik al daar so. Die eerste en die tweede vers. Kom ons doen dit staande, en daarna sit ons weer vir die luister aan die predik. Omgee koninkryk. Maar broers en susters, my vraag aan u en myself vanmôre is, gee ons regtig vir mekaar om, soos wat ons dit behoort te doen. Gee ons vir ons man, of ons vrou, of ons kinders regtig om. En nou hoor ek hier in my geestes oor broer of suster wat sê, maar nie, jy het mos nie nodig om vir my so 'n vraag te vra nie. Ek gee om vir my vrou en ek gee om vir my kinders. Hoe kan jy so 'n vraag vra? Nie, natuurlik gee gesinne vir mekaar om. Maar broers en susters, ek wil vanmôre die stelling maak om vir u te sê, dis nie so voorhandliggend as wat ons dit wil stel nie. Dis nie altyd so voorhandliggend dat dit met gesinne goed gaan nie. Daar is gesinne waarin dit regtig nie goed gaan. Gesinne waar gesinslede nie vir mekaar omgee nie. Daar is gesinne waarin gesinslede baie alleen is. Waarin hulle voel dat hulle uitgewerk of uitgestoot word en nie regtig omgee beleef in hulle gesinsverband nie. Daar is mensies, groot mensies, kom ons noem hulle maar so, wat deur hulle kinders by 'n huis vir versorging afgelaai word. En hulle daar in 'n kamertjie maar net sit en hoop dat hulle tog
weer net hulle kinders sal kan sien. Broers en susters, en dis waar. Dit gebeur in ons tyd. Dis realiteit. Dat kinders hulle ouers gaan aflaai en van hulle vergeet. En dan is daar ook die situasie in gesinne waar 'n gesinslid die pad duister geraak het en dan deur die familie verwerp word. Nie vir hom of haar omgegee word nie. Daar is die met wie familie dan ook niks te doen wil hê. Dan is daar nog die gesinne waar die hele oorlede elkeen maar ook sy eie pad loop. Man en vrou leef so langs mekaar en laterand so weg van mekaar dat daar nog geen kommunikasie laterand is tussen hulle nie. Daar is in gesinne waar 'n mens die wekroep van kinders hoor, wat ons gemeenskap dan as die generasiegaping beskou tussen ouers en kinders. Dat kinders sê, my ouers hoor my nie as ek praat. My ouers gee nie vir my om nie. Broers, susters en kinders in die Here God, dit is realiteit. Dis deel van ons samelewing, dit wat ek nou aan u probeer voorstel. Daar's nog baie ander voorbeelde waarvan ons kan gebruik maak. En dit bring my vanmôre by die geleesde gedeelte van die man met die bad van Bethesda. Hy was al vir 38 jaar daar by die bad van Bethesda. Ja, daar by die bad lê hy saam met siekes, verlamdes, en almal van hulle lê daar net en wag dat die water van die bad in beweging kom. En in al hierdie 38 jaar kon hierdie man nog nie eerste in die water ingaan nie. Want hy was te siek om vinnig in die water te kon ingaan. In al die jare kon hierdie man nie eerste ingaan nie. Ja, broers en susters, hoekom? En sy antwoord is, hy het niemand gehad om hom te help nie. Hy het niemand gehad om hom te help nie. Sy gesin en sy familie het hom verwerp. Het hom verwerp, broers en susters, en vir hulle pad kon hy daar lê tot die dag dat hy doodgaan. En vir hulle as te ware was hy eintlik al klaar dood. Toe kom die Here daar in die bad aan. En hy stel weer vir ons vanmôre die voorbeeld. Wil jy gesond word? Ja, Here, maar ek het niemand nie. Ek het niemand om my te help nie. Jesus reik uit en hy maak hom gesond. Want Jesus het na hierdie aarde toe gekom
om iemand te wees vir elkeen wat niemand het nie. Iemand te wees vir elkeen, ook in ons dag vandag, wat niemand het nie. En dit vra dan ook vanmôre van u en my broers en susters, geliefdes in die Here. Ons moet ook iemand wees vir almal wat niemand het nie. Daar word van ons as koninkrykskinders verwag, kinders wat in die Here glo, om uit te reik na ander mense. Man en vrou, ouers en kinders, gemeente, gemeenskap van Lichtenburg, vra die Here dat ons na mekaar toe sal uitreik. Ja, broers en susters, daardie woorde van 'n kind wat sê, my ouers hoor my nie. My ouers gee nie om vir my nie. Is 'n realiteit. Ouers en kinders moet na mekaar uitreik. Ek wil graag 'n ander voorbeeld noem. En as ons dalk vanmôre dink dat dit net 'n hedendaagse tendens is, dan wil ek vir julle 'n voorbeeld noem uit die woord van die Here wat vir ons baie duidelik aandui dat dit al deur al die jare so 'n geval is. Koning Dawid, 'n man na die hart van God, 'n persoon wat die Here self uitverkies het tot koning in sy huis, die koningshuis van Israel. As jy so na kyk, baie mooi. Maar in daardie koningshuis van Israel verkrag die broer sy suster. Maak die een broer die ander een dood. Vervolg die seun sy pa en jaag hom uit die koning se kasteel uit. Vervolg sy pa. Broers en susters, hierdie voorbeeld kom uit die woord van die Here uit. Daarom wil ek vanmôre vir u sê, al was u miskien hier aan die begin van hierdie preek 'n bietjie vies oor dit waaroor die dominee wil praat, moet ons erken dat daar baie families en gesinne in ons dag is waar omgee nie hoog op die prioriteitsleer is nie. Waar ons baie keer soos die priester daar by die man, die Samaritaar op die pad lê en by hom verbyloop. En die ouderdom daarna kom en ook aan hierdie kant by hom verbyloop. Want daar kan jy net omrein word. En dan kom die barmhartige Samaritaar. En hy tel daar die man op. En hy gee vir hom dit wat nodig is. Ja, broers en susters, mense van aansien, mense van besonderse gesinne, selfs besonderse gemeentes, is daar altyd so 'n tekort oor. Maar nou, geliefde broers en susters, genoeg van die negatiewe. Kom ons kyk 'n bietjie positief na wat gebeur het in hierdie gedeeltes wat ons vanmôre gelees het. Lukas 5 lees ons van vriende wat regtig omgegee het. En Lukas 5 se gedeelte staan in skerp kontras met dit wat ons in Johannes 5 gelees het. Ons
lees van 'n man se vriende. En hulle sit daar die verlamde man en vat hom na Jesus toe. En toe hulle by die plek kom daar waar daar vergadering is, so daar's te veel mense, dat hulle nie daar die man op die draagbaar by Jesus kon uitbring nie, wat doen hulle? Hulle draai nie meer daaronder gaan huis toe nie. Ons het ons bes gedoen nie. Nee, broers en susters. Hulle klim op die dak. En hulle laat daar die man deur die dak sak tot voor Jesus. Wil hy gesond word? Ja. Staan op en loop. En hy vat voor al daardie mense sy draagbaar en hy loop daar uit. Tot die ontsteltenis van die geskrifgeleerdes van daardie man, van daardie tyd. Broers en susters, die vriende van die verlamde man het nie omgedraai. Hulle het doelgerig opgetree. Hulle het omgegee. Nou is die vraag, of moet ons moenie te gou kritiseer nie, om te sê, maar dit was daardie tyd. Ek wil vanmôre vir u sê, broers en susters, ons maak 'n vandag se lewe al te dikwels so. En dis jammer om vanmôre te sê, dat dit ook in die kerk van die Here gebeur. Dat dit ook mense van die omgee koninkryk van God se optrede is. Daardie man, daardie vrou wat ek niks te doen nie. Ja, broers en susters. Die mense in daardie tyd, toe hierdie verhaal afgespeel het gesê, ja, 'n man is verlam omdat hy sy ouers of iemand gesondig het. En dat dit straf is van die Here. Kom ons los hom net daar. Dis die Here se wil dat hy so moet wees. Maar die vriende van hierdie verlamde man steur hulle nie aan wat die mense sê nie. Al sou die mense hulle veroordeel, doen hulle nogtans vir daardie mens alles wat hulle kom. Maar die belangrikste is, hulle bring hom na die Here toe. Hulle gee om, al sou die gemeenskap op hulle neersien en hulle selfs verwerp het. Hulle gee om en glo en bring die vriend na Jesus toe, waar alles vernuut word. Alles vernuut word. Die vraag dan aan u en my vanmôre, aan ons as kinders van die koninkryk van God, koninkrykskinders, die vraag is, soos wie tree ons vandag nog op? Tree ons op soos die familie en die man by die bad van Bethesda? Of tree ons op soos die vriende van die verlamde man? Hoe tree ons in ons huise op? Wat is jou verhouding tussen man en vrou? Hoe tree ons teenoor ons kinders op? As ons kinders na ons toe kom en sê, pa of ma, ek het hierdie probleem, dan vra jou pa. Hoe tree ons op, broers en susters, teenoor mekaar in die geloof?
bring ons mekaar as kinders van die Here na die huis van die Here toe. Dis nie my saak nie. Of hy of sy kerk toe kom, ek het nie daarmee 'n saak nie. Draai ons om van ons huis toe. Of tree ons op soos die vriende van die verlamde man. Ja, broers en susters, gee ons vir mekaar 'n koue skouer. As ons hoor van iemand wat siek is, dra ons mekaar aan die Here op. Gee ons vir mekaar om, soos wat ons regtig vir mekaar moet omgee. Draai ons nie maar net om nie. Is ons ver van mekaar, myle en planete uit mekaar uit, of gee ons so, omdat ons by mekaar is, al vra dit baie opoffering van beide af. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Van daardie tyd af tot vanmôre toe. Steeds leer hy ons vandag om vir mekaar om te gee. Opofferinge vir mekaar te doen. Want Jesus het die voorbeeld gestel deur iemand te wees vir die wat niemand het nie. En kom broers, susters en kinders, as ons vandag hier uitgaan, kom ons word ook iemand vir hom of haar, soos die man by Bad van Bethesda, wat niemand het nie. Mag die Here ons help om waarlik so te lewe, dat ons die koninkryk van God, die omgee koninkryk van God, waarvan Jesus vir ons die voorbeeld stel, ook in ons gemeente en in die gemeenskap waarin ons lewe, uit te dra. As iemand na ons kyk, soos 'n man uit die ander geloof het gesê, as dit is hoe Christene vir mekaar omgee, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Kom ons leef so, dat daar van ons kan gesê word, daardie man is my 'n voorbeeld, 'n kind van die Here moet leef. Amen. Kom ons dank saam. Dankie Here dat ons vanmôre weer die woord kon leer. Dat U woord vir ons wys hoe daar vir mekaar omgegee moet word. En dat U ook uit die woord vir ons wys en leer hoeveel keer ons daardie lering versaak. En daarom wil ons vra, Here, lei ons deur die werking van U Gees, sodat ons waaragtige kinders van U kan wees. Wees met ons die res van die dag, res van die naweek en ook in die week wat voor lê, elke dag daarna, dat ons waarlik kan lewe in U teenwoordigheid. In die naam van ons Here Jesus sê ons dankie Here dat U vir ons goed is. Amen. Broers en susters, ons slot saam vanmôre, dis Psalm 475, 475 daarvan. Die eerste en die tweede versies, ons doen dit staande. Kom ons sing lekker saam en daarna bly staan by uitspreek van die seëngroet. Oh
dan heen en gaan leef in vrede. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle elkeen vrede gee. Amen.